Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 18de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: bewaarders van 'n tronk slaan blykbaar 'n gevangene dood. Nuus hooftrekke vir vandag: NGV word nie opgeskort volgens minister. Bewaarders van 'n bekende tronk slaan blykbaar 'n gevangene dood na 'n mesaanval. Duisende busbestuurders staak. Verskeie mense dood na bomme in Nigerië ontplof. Proteas verloor tweede T20 teen die Kiwis. Engeland sal sokkies moet optrek om te kan wen teen die Springbokke. 'n Sluier van geheimhouding is die laaste paar dae oor die Drakensberg gevangenis tussen die Parel en Franshoek getrek na die beweerde dood van 'n gevangene wat glo aan die hand van bewaarders gesterf het. Die gevangene het glo 'n ander bewaarder met 'n skerp voorwerp in die gesig gesteek. Die voorval het glo in die medium A afdeling van hierdie gevangenis gebeur. Die bronne kon nie sê wanneer die bewaarder aangeval is en hoe ernstig hy beseer was nie. 5 gevangenes het 4 bewaarders in Februarie 2023 met selfgemaakte skerp voorwerpe aangeval en ook gesteek. Die voorval het gebeur kort nadat die bewaarders die selle oopgesluit het. Singabako Nkomalo, woordvoerder van die departement van korrektiewe dienste, het toegesê slegs geringe geweld was nodig om die aanval tot 'n einde te kan bring. Nkomalo het maandag die voorval by die gevangenis bevestig en gesê 'n ondersoek is van stapel gestuur. Volgens die polisie sal dit te vroeg wees om nou al te sê wat gebeur het of wat tot die voorval aanleiding gegee het. Hy sê wel 'n omvattende verslag sal bekend gemaak word sodra die voorlopige ondersoek afgehandel is. Die betwiste nasionale gesondheidsversekering, oftewel NGV, en die inwerkingstelling daarvan is nie opgeskort nie, so sê Dr. Aaron Motsoaledi, minister van Gesondheid. Motsoaledi se antwoord volg nadat president Cyril Ramaphosa donderdag in die nasionale vergadering die NV ook benadruk het dat NGV in werking gestel sal word, ondanks die teenstand uit verskeie oorde. Die koerant het vroeër berig, Motsoaledi het aan die parlement gesê 14 hofsaake is teen die NGV-wet aanhangig gemaak. Die Raad van Gesondheidsfinansiers het die hof terselfdertyd genader om die aanvaarding van die wetsontwerp deur die NV te betwis. Motsoaledi sê in sy antwoord, die hofgedinge word op 5, 6 en 7 Mei aangehoor. Volgens hom is sy departement besig met die werkingstelling van konkrete maatreëls om dit te verwesenlik. Dit sluit in die ontwikkeling van gebruikersbeleid en prosedures vir registrasie, die akkreditasie raamwerk en kontrakteringsreëlings vir gesondheidsinstellings. Die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, het gesê hy erken hy het partytjies bygewoon waar Vusimuzi, oftewel Cat Matala, moontlik ook teenwoordig was. Die partytjies is saam met ander senior polisiebeamptes by die huis van luitenant-generaal Shadrack Sibia, nasionale adjunkkommissaris van die polisie gehou. Verskeie partytjies is sedert 2024 by Sibia se huis gehou, waar Matlala en sy vrou Tsalane ook teenwoordig was. Ek het Matlala in daardie stadium nie geken nie en het nie geweet wie hy is nie. Hy was dalk daar, het hy gesê. Ek ken hom egter nou, het Masemola aan die kommissie gesê. Die komitee sittings duur vandag voort met getuienis van generaal Mkhwanazi. President Donald Trump van Amerika haat Suid-Afrika omdat die land die stryd om solidariteit namens die Palestynse volk verder as retoriek geneem het en Israel by die internasionale geregshof aangekla het weens die voortsleepende konflik in die Gaza-strook. Babulula sê die ANC-alliansie het tot dusver oorweldigende steun van demokratiese en burgerlike organisasies gekry wat Saterdag in hulle duisende tydens die optog hulle landsvlag hoog gaan hys as 'n simbool van nasionale eenheid. Waarom sou Donald Trump Suid-Afrika so haat as sy vriende in die land het? Dis die basiese vraag wat ons osself moet afvra. Hy dreig om sanksies in te stel en die handelstariewe stryd te herdefinieer, het gesê. Duisende passasiers van Geberra en omstreke wat op AGOA busdiens staat maak, was gister gisterand en moes dringend alternatiewe vervoerplanning gemaak het weens die staking van busbestuurders. Die busdiens het maandag aand in 'n kort verklaring gesê die staking is weens onsuksesvol onderhandelinge vroeër die dag tussen die maatskappy. Pendelaars word versoek om alternatiewe vervoerreëlings te tref terwyl onderhandelinge voortgaan om die saak te probeer oplos, lei hulle verklaring. Minstens 23 mense is in 3 ontploffings in die Nigeriese hoofstad Maiduguri dood en meer as 100 is beseer. Dis een van die ergste onlangse aanvalle in die hoofstad van die deelstaat Borno. Die aanvalle volg ook kort op die hakke van aanval Sondag aand op 'n militêre pos
President Bola Tinubu, die land se veiligheidshoof, het opdrag gegee om dadelik na Maiduguri te gaan. Geweld het sedert 2015 afgeneem, maar Boko Haram en die meerdingende groep voer opnuut aanvalle in die noordooste van Nigeria uit. Die veldtog het al 40.000 lewens geëis en so 2 miljoen inwoners is uit hulle huise gedryf. Die mededingingskommissie en die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, oftewel OCOSA, het voor die parlementêre komitee vir kommunikasie verskyn nadat die Franse vermaaklikheids Canal Plus aangekondig het hy gaan Showmax sluit. Die voorleggings het aangedui die oorname sou die maatskappy red en versterk. Verskeie LP's het gevra hoe 'n buitelandse maatskappy 'n Suid-Afrikaanse uitsaai maatskappy kon oorneem. Canal Plus bestel 100% van MultiChoice. Die nasionale tesouriebeplan om besprekings te begin oor mense se moontlike toegang tot hulle aftreegelde onder streng omstandighede weens geldnood. Dit volg nadat Alex Forbes verlede week aangedui het die getal eise vir onttrekkings uit die tweepotstelsel het sterk gestyg aan die begin van die nuwe belastingjaar. Die groep het reeds in die eerste week van Maart meer as 140.000 eise ontvang, waarvan meer as 84.000 reeds uitbetaal is. Die tweepotstelsel het in September 2024 in werking getree en maak dit moontlik vir aftreefondslede om jaarliks van hulle bydraes te onttrek. In die eerste jaar is die bedrag tot R30.000 beperk, maar nou mag die volle bedrag onttrek word. Suid-Afrika kom op 4 Julie op Ellis Park in Johannesburg teen die Rose te staan in hierdie span as 'n openingswedstryd van die nuwe reeks tussen die groot kanonne van die noordelike en suidelike halfrond. Dit sal die eerste keer sedert 2018 wees dat die Springbokke en die Engelse mekaar in 'n toets in Suid-Afrika pak. Die Bokke het in 2018 'n reeks van 3 toetse met 2-1 teen Engeland, toe nog deur Eddie Jones afgerig is, gewen. Jy wil altyd teen die beste span speel in die wêreld en daardie span is die Springbokke. Hulle stel vir hulle self besonder hoë standaarde. Die Engelse 2026 met groot selfvertroue ingegaan nadat hulle 2025 met 11 oorwinnings agtereenvolgens afgesluit het. Die Blitsbokke tot dusver hierdie seisoen groot sukses behaal deur 4 van die 6 toernooie van die Sevens reeks te wen en ook die reeks se ligafase in te oes. Jayden Nel het op verlede week by die Blitsbokke in New York aangesluit in die plek van Groblaar. Hy het toe sy debuut daar gemaak, hoewel hy min speelkans gekry het. Vir die Hong Kong toernooi sal Snyman weer op 2 voorspelers, naamlik Zane Davids en Zander Reinders, sy knoppies kan druk. Die verwagting is dat MP Visser, Sifuyo Zoyizwapi, Davids en Reinders, al 4 voorspelers, almal in die groep sal wees vir Hong Kong. Agterlangs het Selwyn Davids, Ronald Brown en Tristan Leitz al 3 goed vertoon in die 2 toernooie in Noord-Amerika. Snyman kan besluit om vir die Hong Kong toernooi weer 14 spelers in plek van 13 saam te neem. Suid-Afrika kon nog nooit daaraan geslaag het om hierdie prestigeryke Hong Kong Sevens toernooi te wen nie. Pieter Berg, afrigter van Griquas, sê die Stormers meen danksy die herstel van die beseerde spelers het hulle nie meer vir Maart nodig nie en is beter as hy weer vir die Griquas sal gaan speel. Die Breiers sê die Stormers kan Maart egter terugroep as hulle weer met beseerdes gaan sukkel. Die Boublaues, een van 3 onoorwonde spanne na 2 wedstryde, sal met 15 veranderinge wat 2 posisionele skuwe insluit, Saterdag om 1500 uur in Kimberley op die veld draf. Griquas het die Luiperds vroeër met 101-7 en die Valke met 52-15 gewen. Grens het in sy eerste 2 wedstryde met 17-36 teen die Griffins en 22-57 teen die SWD verloor. Die Kiwis het die tweede in die reeks van 5 wedstryde met 68 lopies gewen, nadat hulle 175-6 aangeteken het en Suid-Afrika vir net 107 lopies in die 16de beurt uitgebou het. Devin Conway, die gebore Suid-Afrikaner, is agterna vir 60 van 49 balle as speler van die wedstryd aangewys. Suid-Afrika se 2 draaiers, Keshav Maharaj, 1 vir 45 en George Linde, 1 vir 33, het toe elk in hulle eerste balbeurte toegeslaan. Wian Mulder, 2 vir 14, het ook in sy eerste beurt vir Nick Kelly op 21 van 12 houe gebal. Net toe Kelly begin vlamvat het, Mitchell Satner, 20 aangeteken van 14 balle, het voortgegaan waar Kelly opgehou het, voor Otniel Baartman, 1 vir 31, om uitgebou het. Suid-Afrika was in sy golfbeurt vroeg in die moeilikheid gewees op 31 vir 3, nadat Connor Esterhuizen uit is vir 8, Mulder uit is vir 16 en Tony de Zorzi op 1 uit is en die volgende beurte uitgehaal is ook. Suid-Afrikaanse vroue het in die voorwedstryd ook 1 elk in hulle reeks teen Kiwis, hulle ewig 9 gemaak, toe hulle met 18 lopies die Kiwis gewen het. Die 20-jarige Kyla Reineke was vir die tweede keer in haar eerste 4 T20 wedstryde vir die Suid-Afrikaanse vrouespan die speler van die wedstryd aangewys. Suid-Afrika het 177 vir 5 aangeteken na Tasman Brits 53 van 43 balle geslaan het aan die begin
aan die brand was, Reineke het 28 nie uit van 9 balle aangeteken. Die Kiwi vroue is vir 159 in hulle laaste bilbeerd uitgebul met Ayabonga Kaka aan die spits met 4 vir 27. Die derde wedstryd tussen die mans en vrouespanne is Vrydag in Auckland. Matthew Beers en Tristan Norke moes gister met nog 'n derde plek tevrede gewees het. Beers het oor die klipperige terrein gevlieg. David Valero Serrano van Spanje en die span Team Matto Orba het eerste gewaag om na die voorpunt te ry met Guys wat hom laaster gevolg het. In 'n stadium was 3 Suid-Afrikaanse spanne in die voorste groep gewees. Marco Joubert en Travis Stateman bekleed die derde plek in die Afrika afdeling. Intussen brand die vreugdevuure hoog vir die Kaapenaar, Candice Lill en haar ondersteuners. Bianca Ho en Samantha Sanders was die voorste Suid-Afrikaanse span in die 5de plek en is die draers van die Afrika truie. Die elite vroue spring weg op die weltevrede Wynlandgoed in Bonnievale. Hulle sal 108 km aflê met klimwerk van 1450 meter. Die ren word vandag om 8 uur uitgesaai op Supersport 201 en op Supersport 206. Rassie Erasmus, die bobafrigter, het vir nog 'n verrassing gesorg, naamlik die insluiting van Herschel Jantjies wat onder die skramskakels getel het met die wen van 2019 se Wêreldbeker toernooi. Die senter Lukaye Am, wat laas in 2024 vir die Bokke gespeel het ook onder die 21 genooides getel. Altesaam 16 van die spelers is Wêreldbeker wenners. Daar is voor die maand ook 'n kamp in Kaapstad gehou, waar 49 spelers fisiek teenwoordig was. Leiningskamp is met die tydzones waar die spelers in bevind het in 2 afsonderlike sessies ingedeel. Spelers word gedurende die sessies touwys gemaak en die Bokke se makroplan vir die jaar in die visie van Erasmus en sy hulpafrigters in hulle portefeuilles. Die Suid-Afrikaanse Southern Guards viertal het gister 'n uitnodiging aan plaaslike golfondersteuners gerig om in die aanloop tot die eerste LIV toernooi môre by die Steyn City landgoed in Midrand begin. Meer as 95.000 kaartjies is vir die week se debuuttoernooi in Suid-Afrika verkoop. Charles Swartsel, Dean Burmeister en Brandon Grace is die ander lede van die span wat voorheen as die Stingers bekend gestaan het. Die Southern Guards het nog nie juist vanjaar die wêreld aan die brand gespeel nie en die reeks se eerste 4 toernooie in Riyadh, Adelaide, Hong Kong en die afgelope naweek in Singapore nie. Oosthuizen, die Britse Ope kampioen in 2010, het agter die skerms 'n beduidende rol gespeel om die toernooi na Suid-Afrika te kan bring. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Die markte vir die dag. Die rand verhandel teen R16.67. Die Australiese dollar is R11.85. Die euro verhandel teen R19.24. 'n pond kos R22.27. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,127. Palladium per fyn ons is $1,604. Silwer per fyn ons is $79.28. Goud per fyn ons is $5,003. Brent olie per vat is $100.21. Gedagte vir die dag. My fokus vandag gaan wees: ek wil sterk wees. Ek gaan beleefd wees met almal. Ek gaan empaties wees. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.